Geliefdes, wat 'n voorreg is om dan ook vanmôre so as gemeente van die Here ook by mekaar mag wees en ook so vergader word wat die Here ons dan nou ook vergader. Ons gaan vanmôre lees uit twee gedeeltes uit. Ons gaan vanmôre lees uit twee gedeeltes uit. Die eerste gedeelte is uit Deuteronomium hoofstuk 8. Dit gaan oor die versoeking van die volk Israel. En dan Matteus 4, wat weer die versoeking is van ons Here Jesus Christus. Baie interessante gedeelte, en die tema wat ons daaraan koppel vanmôre, is dat lyding se doel is jou verootmoediging. Lyding se doel is verootmoediging. Kom ons hou dit ook so in die gedagte dan vanmôre. Kom ons blaai na Psalm 119. Ons gaan daar sing vers 26 en vers 27. Psalm 119 vers 26 en 27 as afsluiting van ons voorsang. Daarna bly ons staande vir die foto met die seëngroet. Psalm 119 vers 26 en 27. En dan na die foto met die seëngroet sing ons aan spontaan gesang 25 vers 1, 2 en 3. Psalm 25 vers 1, 2 en 3. Psalm 123 vers 2. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die inwerking van die Heilige Gees. Amen. Yeah.
Geliefdes, kom ons luister dan na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Deuteronomium hoofstuk 5, ons lees daar vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely ons skuld voor die Here met Psalm 38. Psalm 38, ons sing daar vers 1 en vers 4. Psalm 38 vers 1 en vers 4 as ons skuldbelydenis voor die Here. Die genadeverkondiging en die vermaning is dan uit Johannes 3 vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in hom glo word nie veroordeel, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp,
verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat hy in die sonde van ongeloof in die Here Jesus se soendood bly lewe. Kom ons doen dan nou ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, kom ons blaai dan na Gesang 94. Gesang 94 as voorbereiding ook op ons woordverkondiging, sing ons daar vers 4. Gesang 94 vers 4. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop dan by 2 gedeeltes vanmôre. Ons lees uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. Eers Deuteronomium hoofstuk 8. Ons gaan daar lees van vers 1 tot vers 6. Van vers 1 tot vers 6 en dan blaai ons na Matteus 4 van vers 1 tot 11. Ons teksgedeelte gaan dan wees in Deuteronomium hoofstuk 8. Deuteronomium 8 vers 3 om spesifiek te wees. Terwyl ons dan so met die woord van die Here oop sit, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons kom staan voor U as U kerk vanmôre ook alleen, op grond van, as gevolg van, in en deur U Seun Jesus Christus, Hy wat ons enigste toegang is tot U, Hy wat ons enigste deurgang is, ons verlosser, ons saligmaker, ons wegbereider. Here, ons kom staan voor U in die Gees, want U wil in gees en in waarheid aanbid word. Dankie Hemelse Vader vir U drie eenheid wat vir ons deur die Vader sorg, deur die Seun herskep en deur die Gees leiding gee. En so kom staan ons dan vanmôre ook voor U, Here, as U kerk, en U ken elkeen van ons hart. U weet ook, Here, waar elkeen van ons in worstel en in ons stryd het. U ken elkeen van ons se lyding en swaar kry, geluk en vreugdes. Waar ons ook in hierdie tyd stil staan by die lydingstyd. Wil ons ook verstaan, Here, waarom lyding gaan en hoekom dit so nodig is. En wat U vir ons kom deurmaak deur U Seun. Daarom vra ons, Here, wanneer ons met U woord so oopsit vanmôre, dat U inderdaad ook deur U woord vir ons ook hierin sal versterk in ons geloof.
om vas te staan in vasberadenheid, te vertrou en te bly vertrou op U. En daarom, terwyl ons so met U woord oop is, Here, kan ons net vra, as U diensknegte en U diensmaagde, spreek Here, want ons wil luister. Ons bid dit alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Deuteronomium 8, ons lees vers 1 tot vers 6. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoediging, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie verslyt, en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart, dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die Here, jou God, om in sy weë te wandel, en hom te vrees. Dan blaai ons na Matteus hoofstuk 4, die versoeking van die Here Jesus Christus. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die Seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan jou gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Nou geliefdes, ons teksgedeelte, na alles wat gelees is dan Deuteronomium hoofstuk 8 van vers 3. En hy, dit is God, het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die versoeking van die Here Jesus hou ten nouste die verband met die beproewinge wat die volk Israel ook in die woestyn deurgemaak het. Die Here Jesus kom demonstreer in sy versoeking wat die volk moes leer uit hulle beproewing. Dit is eers in die lig van die Here Jesus se versoeking in die woestyn dat ons ook werklik die rede verstaan waarom die Here Jesus sy volk Israel so in die woestyn beproef het. Een ding wat ons hieruit baie duidelik raak sien,
dat swaar kry en ellende en moeilike omstandighede kom nie na jou toe sonder dat God daarvan weet en dit selfs bepaal het in jou lewe nie. En swaar kry met beproewing het altyd iets ten doel. Of jy as 'n individu swaar beproef word, of as 'n huisgesin, of as 'n kerk, of as 'n volk. So begin Deuteronomium 8 vers 3. En hy, dis die Here, het jou verootmoedig en jou laat honger ly. Lyding se doel is jou verootmoediging. Lyding se doel is jou verootmoediging. Nou die woord verootmoediging beteken om iemand nederig te maak, om beskeie te maak, tug, wat ook maar 'n mate van 'n vernedering inhou, wat so noodsaaklik en nodig is. Onder hierdie swaar kry, werk die verootmoediging in die hart. Daarom sê vers 5, erken dan in jou hart, dat die Here God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. Ons lees in die versoeking van die Here Jesus, 3 versoekings, wat hy dan vrywillig kon deurmaak, in gehoorsaamheid aan die Gees wat hom uitlei, en in sy reeds verootmoedigde toestand, wanneer hy hier in die woestyn ingaan, wys hy vir ons, dat ons sal dit nie deurmaak sonder verootmoediging. Sonder verootmoediging sal daar 3 dinge wees wat met 'n mens gebeur in die swaar kry van jou lewe. Sonder verootmoediging kies ons altyd die maklike materiële voorspoed bokant geestelike groei. Sonder verootmoediging gee ons maklik moed op in die swaar kry. En in die 3de plek, sonder verootmoediging verloon ons maklik die beginsels van God vir 'n tydelike gerief. In die eerste plek, sonder verootmoediging kies ons maklik die materiële voorspoed bokant geestelike groei. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Daarom, geliefdes, moet ons dit vir mekaar uit die staanspoor uit ook sê, swaar kry en lyding is nie straf nie. Swaar kry en lyding is vorming. Vir die Christen gelowige is versoekings en beproewings die plek en die terrein waar jy geestelik moet verdiep. Dis die plek waar ons baie verootmoedigend voor God moet kom buig. Nie in opstand moet kom teenoor hom. Here, wat wil U moet ek leer van verootmoediging in die swaar kry wat U oor my bring? Wat verstaan my hart nie? Soos vers 2 sê, aan die einde, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou, of nie. Waarin moet ek nog nederig word? Maar niemand groei geestelik in hulle karakters, wanneer dit altyd net voorspoedig gaan nie. Al is dit nie lekker wanneer die beproewinge en die versoekinge oor 'n mens se pad kom nie. Soos 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê, daarin verheug julle al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge.
sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Maar oppas, hierdie is nie 'n soort selfopgelegde swaarkry, omdat ons in die lewe soms sulke verkeerde besluite neem en swaarkry oor onsself laat oorkom, en daarom sê dis nou God wat my beproef nie. Ons is ook nie in die boeddhistiese geloof waar ons eie liggame kastei en hierin sê, nou word ons geestelik ryper nie. Daar is geen selfverootmoediging sonder God wat ons verootmoedig nie. Die ware beproewing is wat God self oor sy kinders bring. Soos vers 2 ook sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou in die woestyn gelei het. Die pad van jou swaarkry. Jy moet daaraan dink. Jy kan nie vir jouself in swaarkry dompel of deur 'n selfkastyding dink, nou kan ek self groei. God alleen weet wat sy beproewinge en versoekings jou kan laat groei. Maar ook die Here Jesus hier, soos ons gelees het in Matteus 4 vers 1, word deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word. Daar is ook nie by hom 'n soort selfopgelegde selfkastyding. Daar word aan hom 'n opdrag gegee, gaan die woestyn in om versoek te word. Daar is nie 'n selfregverdiging. Die lyding van Christus is ons regverdiging voor God. Ons lyding is ons verootmoediging. Hy maak die lyding deur, omdat die Gees van God dit van hom vereis, as die Seun van God, om dit deur te maak. Geliefdes, Christus was ook nie in die woestyn ingelei, om nou daar die geleentheid te kry om sy goddelike gawes ten toon te stel aan die Satan. Die duiwel weet wie hy is. Hy moes uit gehoorsaamheid juis nie wonderwerke doen. En so demonstreer die Here Jesus, anders as wat die volk Israel in die woestyn gedoen het, dat nederige gehoorsaamheid aan die opdragte van God is beter as brood vir die maag. Beter as voorspoed vir die liggaam. Geestelike gehoorsaamheid aan God se woord is beter as om jou liggaam se behoeftes altyd te wil laat bevredig. As ons deur swaar tye gaan, dan is dit wysheid om te verdiep in die woord van God, om in gebed tot hom te nader. Laat ons die geestelike voedsel eerder neem. Laat ons verootmoedig word. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Eers die geestelike groei. Soek eers die koninkryk van God, en die res sal vir jou bygevoeg word. In die tweede plek, sonder verootmoediging gee ons maklik moed op by die swaar kry. Geliefdes, ons sondaar is geneig om maklik moed op te gee in ons werk vir die Here. Wanneer die dinge vir ons swaar raak, dan wil ons maklik moed opgee. Jy sien, die duiwel is 'n mensemoordenaar, sê Johannes 8 vers 44. En uiteindelik word die Here Jesus so direk gekonfronteer met die mensemoordenaar homself, die duiwel self.
En die versoeking wat die duiwel voor die Here Jesus kom stel, is dat die Here Jesus homself moet vernietig. Met die tweede versoeking van die Satan, moet hy van 'n gebou afspring. Moedeloos opgee in hierdie stryd. Die hele beginsel agter hierdie versoeking, dat die Here Jesus van hierdie gebou moet afspring, is niks anders as selfmoord. Onder die druk van die lewe, kan 'n mens jouself so maklik die regverdiging toeëien, om jou lewe te neem, as 'n maklike uitkoms. Jou eie lewe in gevaar te stel, en God dan so te wil probeer dwing of forceer om jou te help, is om God te versoek. Wat is 'n versoeking van God? Die eenvoudigste manier wat ons dit kan verduidelik is om te sê, jy vra vir God, jy beveel hom nie. Jy vra vir God, jy versoek hom nie. Hy's God en jy's 'n mens. Dit is om in swaar kry situasie God te wil probeer manipuleer met jou swaar kry en vir God te wil beveel wat jy nodig het. Wat jy dink jy nodig het. En as hy nie help nie, hom te wil blameer vir jou swaar kry, waarin jy dan nou nie geestelik wil groei, juis omdat hy dit oor jou pad gebring het. Dan maklik te sê, maar God is nie in my midde. God is nie by my in my swaar kry. In Matteus 4 vers 7 antwoord die Here Jesus die Satan met Deuteronomium 6 vers 16. Julle mag die Here julle God nie versoek nie. Maar die Here Jesus laat die res van die teksgedeelte weg, want die hele teksgedeelte gaan verder. Soos julle hom by Massa versoek het. Die volk Israel het die Here Jesus ten diepste versoek in 'n tyd toe hulle verskriklik dors was in die woestyn. By Mara. In Eksodus 17 vers 3 en 7 het hulle God daar versoek. As God in hulle midde is, sê hulle, as God in hulle midde is, moet hy, hulle vra nie, dan moet God vir hulle water gee, anders sterf hulle. Dit was hulle uitgangspunt. Ons gee moed op. Die stryd is te swaar. Ons wil nie meer aangaan nie. Ons wil nou sterf. En in hulle lyding en swaar kry wil hulle God versoek en nie vertroue in hom stel nie. By hierdie versoeking van die Here Jesus by die Satan wat hom versoek, kom die duiwel nie met allerhande draaikies nie. Hy sê vir die Here Jesus spring van die gebou af. Hy's blaatant. En so beveel die Satan dat die Here Jesus moet selfmoord oorweeg uit sy moeilike omstandighede uit. Want die Here sal mos vir sy engele opdrag gee. Wat is die gevaar om so met jou lewe moed op te gee in tye van swaar kry? Wat is die gevaar hierin? Die Satan weet wat Christus se roeping is. Hy moet kom sterf vir die sonde van sy uitverkore mens, sy kinders. En wanneer die Here Jesus gaan kom sterf vir die sonde van sy kinders, gaan dit die Satan se mag breek oor hulle. Hoe? Want as hulle nou in sonde gaan val, onwillig, of deur versoeking, of deur 'n beproewing, dan kan God hulle dit vergewe.
op grond van Jesus Christus se soendood. Maar as hulle nie vergewe word nie, is hulle dood in hulle sonde. En dit is wat die duiwel wil hê, want hy's 'n mensemoordenaar. Maar nou kan ons vergewe word, as Christus sy roeping voltooi, om aan die kruis te gaan sterf, en die mag van die bose te breek oor ons. Nou hoef sonde ons nie meer te manipuleer nie 'n greep op ons te hê nie. Ons kan vergewe word, want Christus sterf in ons plekke. Om vergewe te word, is om nie skuld te hou nie. En dis wat God doen, hy hou nie die skuld nie. Dis wanneer ons op mekaar vergewe, ons hou nie die skuld nie. Ons as Christene ken die beginsel van vergifnis. En so breek die Satan se mag van skuldgevoel oor die uitverkore kinders van God. En hy wil Christus keer om hierdie vergifnis te werk en so sy mag te breek. As Christus afspring van die gebou af en God versoek en nie sy roeping uitvoer nie, wen die duiwel. Israel het misluk by Mara. Hulle het moed opgegee. Dit is 'n versoeking wat so diep was in die geskiedenis van Israel, dat dit op vele plekke in die Bybel na verwys word, in die psalms, in die profete, selfs in die Nuwe Testament en Handelinge, word daar uitdruklik gewaarsku, moenie vir God versoek nie. Wanneer jy deur allerhande beproewinge gaan. Want Israel versaak hulle roeping as volk van God, om die woord van God te gaan uitdra. Uiteindelik is die resultaat van hierdie versoeking, hierdie opgee, hierdie moed oorgee, om nie meer die roeping wat God vir jou gegee het uit te voer. God wou, verskoning, Israel wou nie dat God van hulle beter instrumente maak deur die swaar kry nie. Jy het nou as gelowige in die Here Jesus Christus ook 'n roeping. En jou roeping is om deur jou lewe die eer van God hoog te hou. Ja, jy gaan deur swaar kry. Wil jy God verwyd? Wil jy God versoek? Of wil jy groei in jou geestelike lewe? As individu, as huisgesin, as kerk, as volk. Swaar kry moet ons laat verdiep in verootmoediging voor die Here. Nie laat moed opgee en ons roepings versaak nie. Daarom moet ons nie instrument raak van die bose nie, wanneer ons swaar kry nie. En God dreig met ons lewens nie. Weerstaan daar die versoeking. God wil van jou 'n beter instrument maak in sy hande. Geliefdes, hoe maklik onttrek ons nie uit ons sogenaamde moedeloosheid weens ons sogenaamde swaar kry. Is dit nie wat ons sien in ons daaglikse lewe elke dag, hoe kinders van die Here onttrek uit alles uit nie? Nie meer hulle roepings laat geld nie. Waar kinders van die Here hulle onttrek, doen hulle God oneer aan en gee hulle die bose 'n kans. En waar jy 'n leemte laat as 'n kind van die Here, sal 'n duiwel vir jou kom plek maak, kom jou plek kom inneem. En so sal ons verloor as 'n volk, as 'n kerk, as 'n huisgesin. Moenie moedeloos raak in jou swaar kry. God wil van jou 'n beter instrument maak. Moenie onttrek nie. Gebruik jou Christelike gawes tot eer van die Here waar hy jou gebruik en wil gebruik. In die derde plek
Daar waar ons nie verootmoedig nie, verloon ons maklik God se beginsels vir wêreldse gerief. Geliefdes, jou swaar kry, het een vraag aan jou. Gaan jy bly vertrou op God, of gaan jy vir jou 'n ander uitkoms soek in 'n strategie? Gaan jy bly vertrou op dit wat die Here van jou vra in sy woord, of gaan jy buite om die woord vir jouself 'n ander heenkome uitkap? Die derde versoeking wat die duiwel dan ook hier bring vir die Here Jesus, is dat hy moet buig voor die duiwel, en dan sal hy alles vir die Here Jesus gee wat hy wil hê. Gerief. Gee net jou beginsels op as Christen en kry die gerief van die wêreld. Die geestelike versoeking kom baie sterk deur liggaamlike swaar kry. Wat 'n geestelike beginsel sal jy opgee in hierdie lewe wanneer dit met jou fisies swaar gaan? Gaan 'n mens hou by die wet van God, by die beginsels van die Here wat hy vir ons beleer? Of gaan ons die wet verlaat? En gaan ons luister na die vleeslike gesindheid, die behoeftes van die liggaam? Wat bepaal jou daaglikse besluite in besigheid, in kerk? Wat bepaal jou besluite? Fisiese behoeftes of jou geestelike verdieping in jou swaar kry? Swaar kry is iets wat ons almal bang maak. Dis nie lekker nie, gewis nie. Maar dis juis in hierdie swaar kry wat vers 2 vir ons sê, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Geliefdes, dis maklik om die woord van God en die waarheid van God se woord te verruil vir 'n stukkie brood. Om dit te verruil vir 'n finansiële plan wat teen die woord van God is. Dis maklik wanneer jy fisies swaar kry. En ons kom dit maklik oor. En waar ons het al oorgekom het, dank die Here Jesus dat hy kruis toe gegaan het vir ons vergifnis daarvoor ook. Ons kan verootmoedig voor die Here. Ons kan belydenis daarvan doen. Ons kan vir die Here vra, Here vergewe ons dit. Ons het al almal God ergens verraai onder die druk van die wêreld, of verloon onder die druk van die wêreld. Maar die Here sal ons vergewe. Want hy het ook daai beproewing deurgemaak. Die Satan sal jou graag wil brood voer om vir jou weg te hou van die woord van God af. Hy sal vir jou baie graag so finansiëel wil besig hou om jou weg te hou van die geestelike belegging van God, in God. Israel het in die woestyn telke male hier ingeval om op God te vertrou. Vroeg al op hulle woestyntog het hulle eerder belê in 'n goue kalf. As jy net jou eie belange wil dien met jou eie gawes en talente wat die Here vir jou gegee het, dan is daar 'n ontbreking van verootmoediging in die hart.
As jy net jou gawes en talente altyd wil onttrek, as jy nie jou sin kry nie, is daar 'n gebrek aan verootmoediging in die hart. Wat moet die Here oor jou pad bring, dat jy jou moet verootmoedig? As 'n getroue kind van die Here, sal hy vir jou die moeilikheid bring, tot jy jou verootmoedig voor hom. Hy sê dit in sy woord. Dit is waaroor die swaar kry in jou lewe gaan. As kerk, as volk en as individu. As jy 'n kind van die Here is, dan moet ons swaar kry ook dan maar eerder verwelkom. Christus oorwin nie vir homself die stryd nie, maar vir ons, deur vir ons die stryd na die kruis toe so aan te pak. Daarom is elke Christen deel van Christus se oorwinning, ook in die versoekings in die woestyn. Want in hom maak ons ook die versoekings in die woestyn deur. So moet ons glo in hom. Ons kan in Jesus Christus. Geliefdes, ons dink juis aan die lydingstyd in hierdie tyd, hoe die Here Jesus moes kom ly, en dat ons in sy lyding gered word. En daarom moet ons die onderskeid hou. Ons word nie gered in ons lyding nie. Ons word verootmoedig wanneer ons lyding deurmaak. Hy is God drie-enig. Die Here Jesus hoef in niks verootmoedig te word nie. Hy is die Seun van God. God in die drie-eenheid, sondeloos. In hom is geen hoogmoed nie. In hom is daar geen rebelsheid nie. In hom is daar geen opstandigheid nie, of ongehoorsaamheid aan die woord van God nie. Waarom moes hy dit deurmaak? Sodat ons in hom die oorwinning kan kry, en alleen in en deur hom wat dit deurgemaak het. In hom verootmoedig ons. Nie uit ons eie prestasies nie. In Christus lei ons. In Christus word ons gehoorsaam aan God. Laat ons geestelik voed deur hierdie woord van God. Want in Christus gee ons ook nie moed op. Want hy hou ons verootmoedig deur die swaar kry. In Christus hou ons die beginsels van God vas en leef geestelik en nie vleeslik soos die wêreld nie. Ons stel geestelike beginsels as ons beleid en nie wêreldse strategieë nie. Sy lyding werk ons verlossing. Ons lyding werk nie ons redding nie. Hy het klaar in sy lyding ons redding bewerk. Laat ons in sy lyding bly en ons swaar kry verdra en verduur tot groei in hom en verootmoediging voor hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom dank U vir U Seun Jesus Christus. Here, hy wat alles so deurgemaak het, onverdienstelik, sodat ons in hom die oorwinning kan hê. Ons dank U, hemelse Vader, dat U ook vir ons al op ons woestyntog op hierdie aarde al genoegsaam lyding en swaar kry en beproewing gegee het, Here, om daardeur voor U verootmoedig te mag lewe. As dit nie daarvoor was nie, Here, hoe anders sou ons gewees het vandag? Dankie daarvoor. En Here, wanneer ons dan ook om bid en vra, om ons te verootmoedig as kerk, om ons te verootmoedig as volk, 'n blanke Afrikaner volk voor God, in die lig van hierdie gedeelte en in die lig van U versoekings wat U moes deurmaak, weet ons presies wat ons vra. Dit sluit swaar kry in. Maar Here, laat ons nie vernietig word daardeur. Laat ons waarlik verootmoedig deur die Gees van God in Jesus Christus voor U aangesig.
Laat dit ons nie breek nie. Laat ons nie moed opgee nie. Laat ons eet uit die woord van God uit, om daardeur dieper en dieper gevoed te mag word. Gee vir ons die genade, Here, om so te lewe, en nie die beginsels van God prys te gee, wanneer die druk ook op ons kan toeneem. Ons bid dit vir ons volk, ons bid dit vir ons kerk, ons bid dit vir elke huisgesin. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit met Gesang 368. Gesang 368. Ons gaan daar sing vers 1, 3, 4 en 7. 368 vers 1, 3, 4 en 7. Dis op die wysie van laat hier die seën op hul dal, dieselfde wysie van Psalm 134. Ons sing vers 1, 3, 4 en 7. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.